Hi, welkom terug. Van Kokerel die week, want Ramfest is om die draai, so ons moet die lekker litter loskit, opwarm. Ek gaan nie daar kan wees nie, want dis ver vir ons baie nare en die werk sal my nooit afgee nie. So, ons maak ons eie lit klein fest hierso in die kamertjie. Dis 'n ander lokaal, so die lig is 'n bietjie kakkerend, dus ek kom gelyk soos 'n serial killer vanaand. Eerste liedjie, Devil's Peak. Eerste van Kokerel album. So, without further ado, 1, 2, 3, go! Check high pause. Anyway, eerste twee lyne. Sleep my hier weg voor hierdie hongersnood ons sink. My beskermingsengele het my al lankal hier afgeskryf, en dan word hulle my gelos. Fending for myself, maar dit werk nie te goed uit vir my nie. Kom ons gaan aan. Ek gaan nie te diep ingaan vandag nie, want die lirik is baie straightforward, maar dit is so goeie liedjie. Want Fransjo, as jy kyk, ek gaan ook by die wil steeds wees hoor. 5, 4, 3, 2, 1, go! Kijk, ek kon sweer daar's iemand wat fok met my. Was het nodig om jouself te vermom? Wie moet ek bel? O, my liewe manne in blou, dis rusversteuring. Nou, dis snaaks dat hy dit sal sê. Ek meen, as jy na die naam van die groep, die vorige groepie dink. Fok of polisiekar. O, my liewe manne in blou. Dink aan die naam Devil's Peak. Ek gaan so pause gee voordat ek, want baie mense weet die naam Devil's Peak en waar het vandaan kom. Lang verduideliking, ons nou aan luister na die liedjie. 1, 2, 3, 4, 5, go! Het jy dit gekry? Nog nie? Kijk, wacht. So, dan sê hy, ek voel die syne, die dorings in my vlees, sonder helde, soos toe ons konings was. Vir ons was ons eie konings. Die dorings in my vlees, Bybel, doringkroon. En dan sê hy op die laaste lyntjie, Lucifer rook my berg blou. Nou, ek gaan nie die hele storie verduidelik nie, maar daar's 'n storie agter Devil's Peak op Tafelberg, waar ek dink is Jan van Hinks was sy naam, en hy was apparently die beste pyproker in die wêreld, en toe eendag toe daag hy die duiwel uit om saam met hom pyp te rook. En toe het die duiwel het gedoen, lang storie kort, die wolk rondom Devil's Peak sê hulle is Van Hinks wat pyp gerook het saam met die duiwel. En dit is waar die liedjie Devil's Peak, die naam Devil's Peak in die liedjie vandaan kom. Kom ons aan, 5, 4, 3, 2, 1, go! Sê, kan jy onthou toe ons konings was, hoog geraak onder die moederstad se lig, die swerwer wag vir sy vlug, genoeg gehad van hierdie bitter reuk. Nou, kan jy onthou toe ons konings was, ek weet, onthou, toe hierdie album uitgekom het, was ek 16, daarom. Toe het ek altyd gedink is, jy weet, hy sing dit vir die groep Fokkelpolisie, kan jy onthou toe ons nog konings was, want, wie was beter as hulle gewees? En,
dis wat ek altyd gedink het dit beteken. Kan jy onthou toe ons konings was? Maar dit kan ook beteken, kan jy onthou, want 'n koning hoef na geen persoon te luister nie, dis sy woord en dis klaar. So, kan jy onthou toe ons konings was, kan 'n metafoor wees vir toe ons gedoen het net wat ons wil. En dan sê hy, wat was dit nou? Hoog geraak onder die moederstad se lig, ek hoef dit te verduidelik nie, die swerwer wag vir sy vlug genoeg gehad van hierdie bitter reuk, dis nou die mense wat op wegkom van seker Suid-Afrika af, of die hitte. Kom ons aan, 5, 4, 3, 2, 1, wag. Ja, go. Go. Dan sê hy, die wêreld stry, die stad kom tot inkeer, lig my glas en vra vir nog een, staan die laaste asem af. Het laat jou baie dink aan daai perfect anarchist wat nou sal sit met sy dop in die hand en dan kyk hy net hoe alles rondom hom vou. Appelsap vir die kinders, bier vir die groot mense. So, kinders, as jy luister, dis appelsap. Groot mense, dis bier. Mag jy sê wat se bier dit is. Kyk, so die chorus gaan nou speel in 5, 4, 3, 2, 1, go! Got you, babe. Anyway, so, ja, dan sê meneer Van Cooke, chorus het gespeel en sê, kan jy onthou toe ons konings was, in die verwarring het ek nie die antwoorde wat jy soek nie, self-explanatory, waar jy nou morele vra, dis my tyd, laat my lewe soos ek moes, voordat jy my gedraai het om te doen. Ok, eerstens oor die liedjie wat ek wil praat is, ek gaan nie te veel, hoe kan ek sê, geheime betekenisse soek nie, want die enigste ene is, wat ek regtig gaan dink is, waar hy sê, Lucifer rook my berg blauw. Onthou daai ene, is 'n lekker bietjie geselskap. Maar die liedjie as 'n geheel, is 'n baie verbitterde liedjie. Jy weet, baie van ons is in daai posisie. So, as jy kyk na die manier wat François hierso gerym het, daar is nie sleep my weg voor die jongersnoot en sing, my beskerms England melancholie afgeskryf. Die was net basies I wanna vent liedjie. Daar was hy die, en dis het nog altyd gelike van François homself as 'n liedjie skrywer. Sonder ander, sonder enigiemand anders, hy homself. Hy het nooit geworry oor, ek moet stoel met woel of krioel of so iets rym nie. Hy het geskryf wat hy wil skryf. En jy kan jou boodskap beter so deurbring. As jy 'n melodie kan vorm so goed soos wat hy dit kan doen, dan kan jy dit doen. Jy kan nie, hoe kan ek sê, jy kan nie so iets afpoel sonder die vermoë om 'n melodie kry te vorm, sodat die mense dit eers agterkom nie. Jy wat na die liedjie al oor en oor geluister het jy al agtergekom dat amper niks in die liedjie rym nie? Nee. Maar dit hoef ook nie te rym nie, as jy dit so skryf nie. So, ek hoop jy het gelaik hoe ek agter die liedjie ingeklim het. Die seksie wat ek baie van hou, kom volgende. Sit vas. So, en nog 'n ding. Die wêreld maak reg vir die coronavirus. Almal. Australië het heeltemal uit toiletpapier gehard of vir een of ander fucking rede. Check die video. Hey, Bob, that's enough! Are you joking? Are you looking at me? Just remember my daughter. I can't swear her. She hit me. I didn't touch you. Why took you back? You came and hit me. Huh? Anyway, ek gaan oor daai video nou praat. Trump, Donald Trump het gesê,
op Mexico, hy bou 'n coronamuur nou. Dit is hoe hy hulle gaan uithou. En Rusland het nie veel gedoen nie, want Rusland weet, selfs die coronavirus is te bang om so toe te gaan, want Putin's daar. Ons, ons gebruik Bixen met lemon. En vir die erge gevalle, Woods Great Peppermint Cure. In alle erns, ek moet bieg, nee joke. In alle erns, ek weet die siekte is iets om oor te joke nie, ek weet dit, maar, voordat julle die mense wat grappies maak daaroor en memes en allerlei goed op die internet sit, kruisig, onthou, paniek is die nommer 1 ding wat jou gaan opvolk. So, voordat jy ons mense wat grappies daaroor maak, wil kruisig onthou, ons raise awareness daarop, en ons vertrou dat jy wat kyk en die mense wat die memes lees, at least die twee kan skei. Jy lag 'n bietjie daaroor, so stel jou so klein bietjie gerus. Maar jy weet nog steeds van die virus. So voordat jy die mense wil kruisig wat grappies maak oor, ek weet dat die virus homself is nie sommer te joke nie, maar dit is daarom iets wat paniek weghou. Okay? Moenie so cynical wees nie. Lag daaroor. Ek sê nie lag daaroor en vergeet dat die ding bestaan nie. En onthou, was jou handjies. Dit is hoe jy sal wegkom. Vat ons ou president. Hy het 'n cure gekry. Hy het gereeld geshower. Maar hy het gedink hy het die cure gekry vir die verkeerde siekte. Anyway, ek sien hoe blyf as dit goed is. Ag.